Hallo daar en welkom. Vandag duik ons in 'n mediese raaisel wat nogal algemeen is, maar baie mense verwar: Raynaud's se fenomeen. Jy weet daardie oomblik wanneer jou vingers en dalk selfs jou tone so skielik van kleur verander as dit koud word of jy onder stres is. Kom ons vind saam uit presies hoekom dit gebeur. Ja, presies dit. Daai skielike, amper dramatiese kleurverandering, dit kan nogal vreemd lyk, né? Maar dis die kern van die verskynsel wat ons vandag gaan ontleed. Dis die raaisel wat ons gaan probeer oplos. Goed, hier's ons plan van aksie. Ons gaan eers kyk hoe dit lyk en voel, dan duik ons in die biologie van ons bloedvloei en vra dan hoekom die liggaam so ooreageer. Daarna kyk ons na die baie belangrike verskil tussen die twee tipes en ons sluit af met hoe dokters dit bestuur. 'n duidelike pad van simptoom tot by die oplossing. Reg, kom ons spring sommer dadelik weg met afdeling 1. Hier fokus ons op die basiese vraag: wat presies is Raynaud's se fenomeen en hoe voel dit as jy dit kry? En dis die sleutelwoord hier, né? Oordrywing. Jou liggaam is slim. Hy is ontwerp om op koue te reageer deur bloedvate effens te vernou om hitte te spaar. Raynaud's is basies wanneer daardie normale, beskermende meganisme heeltemal oordoen. Dis nie 'n vreemde siekte nie. Dis 'n normale funksie wat wel bietjie buite beheer raak. En dit lei dan tot hierdie klassieke 3-fase kleurverandering. So, heel eerste word die vingers spierwit omdat die bloedtoevoer feitelik heeltemal afgesny word. Dan, soos die bloed wat nog daar is sy suurstof verloor, word hulle blou, dis wat sianose beteken, en laastens wanneer die bloedvate weer oopgaan en die bloed terugstroom, word hulle helder rooi. Wit, blou, rooi. 'n tipiese aanval in 'n notedop. Nou, om te verstaan hoekom dinge so skeefloop, moet ons eers verstaan hoe dit veronderstel is om te werk. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie merkwaardige pypstelsel in ons hande en wat sy eintlike werk nou regtig is. Goed, hou vas. Hierdie syfer gaan jou dalk wel verbaas. Tot 90% van die bloed wat na ons vingers en tone vloei, is nie primêr daar om hulle te voed nie. Nee, die hoofdoel is eintlik om ons liggaam se algehele kerntemperatuur te reguleer. Jou vingers is basies hoogs gesofistikeerde verkoelers vir jou hele lyf. So hierdie bloedvloei doen basies twee dinge. Ja, natuurlik vervoed dit die weefsel, maar die oorgrootste meerderheid van sy werk is termoregulering. Dis 'n konstante fyn balans. Die liggaam moet sy kern warm hou, maar sonder om die vingers self te laat vries. En dis presies waar dinge verkeerd kan loop. En hier is 'n baie maklike manier om daaraan te dink. Wanneer jy koud kry, vernou jou bloedvate. Dis vasokonstriksie. Dis soos die verkeersdepartement wat 'n snelweg tot net een baan verminder om hitteverlies te stop. Wanneer jy warm kry, gebeur die teenoorgestelde. Dis vasodilatasie en al die bane word oopgegooi om hitte vry te stel. Met Raynaud's is dit asof daardie een oop baan heeltemal gesluit word. Totale verkeersknop. Reg, so. Nou kom ons by die groot vraag. Ons weet wat gebeur en ons weet wat veronderstel is om te gebeur. Hoekom gaan hierdie normale slim proses so dramaties verkeerd by sommige mense? En wat nogal fascinerend is dat die begin van die antwoord al amper 'n eeu oud is. In 1929 het Dr. Thomas Lewis al besef die probleem lê nie in jou brein of jou senuweestelsel as 'n geheel nie, maar in 'n lokale fout in die bloedvate van die vinger self. Hulle is, eenvoudig gestel, net oorgevoelig vir koue. Hierdie skyfie wys dit nou perfek. Aan die linkerkant 'n normale beheerste reaksie op koue. Jy sien 'n matige vernouing. Aan die regterkant Raynaud's se oorreaksie, 'n totale oormatige afsluiting wat die bloedvloei ernstig beperk. Dieselfde sneller, maar 'n heeltemal ander en baie meer dramatiese uitkoms. So wat veroorsaak hierdie lokale fout? Wel, dit blyk 'n kombinasie van dinge te wees. Eerstens, die spiere in die bloedvatwande sukkel om te ontspan. Tweedens, die sensore in daardie vatte is oorgevoelig vir koue syne. En derdens, selfs klein deeltjies in jou bloed, soos bloedplaatjies, kan 'n rol speel. Dit is 'n perfekte storm op 'n mikroskopiese vlak. Goed, die volgende deel is dalk die heel belangrike ding wat jy vandag gaan hoor. Want sien, nie alle Raynaud's is dieselfde nie. En om die verskil tussen primêre en sekondêre Raynaud's te verstaan is absoluut deurslaggewend. Hier is die groot onderskeid wat jy moet onthou. Primêre Raynaud's is die mees algemene vorm. Primêr beteken basies dit gebeur op sy eie sonder 'n onderliggende siekte. Dit is gewoonlik lig en veroorsaak baie selde ernstige probleme. Sekondêre Raynaud's aan die ander kant is 'n simptoom van 'n ander toestand, soos 'n outo-immuunsiekte soos sklerodermie. En omdat dit gekoppel is aan daai ander siekte, is dit dikwels ernstiger en hou dit 'n groter risiko vir weefselskade in. En om dit net 'n bietjie in perspektief te plaas, kyk gou hierna. Dis data van 'n groot studie,
Meer as die helfte van die pasiënte het die primêre minder ernstige vorm gehad. Dis nogal 'n belangrike en dikwels gerusstellende statistiek. Alhoewel sekondêre Raynaud's ernstig kan wees, is die mees algemene ervaring gelukkig die primêre goedaardige weergawe. Reg, so ons weet nou wat dit is en hoekom dit gebeur. Wat nou? Hoe bestuur mens dit? Kom ons kyk na die praktiese stappe in ons laaste afdeling. Om die primêre vorm te diagnoseer is dikwels 'n proses van uitskakeling. Dink daaraan soos 'n dokter wat speurder speel. Hulle bevestig eers die tipiese snellers, dan soek hulle vir enige tekens van skade. Hulle kyk na die klein bloedvaatjies by die naalbed en doen bloedtoetse om seker te maak daar's geen onderliggende siekte nie. As al daardie bokse skoon is die diagnose gewoonlik primêre Raynaud's. En hier is die goeie nuus. Vir die meeste mense met primêre Raynaud's is die eerste en mees effektiewe benadering nie pille nie. Dit gaan oor opvoeding, om te verstaan wat gebeur, en praktiese stappe, soos om eenvoudig warm te bly en situasies te vermy wat 'n aanval kan veroorsaak. Maar as lewenstylaanpassings nie genoeg is nie, is daar wel medikasie. Die mees algemene eerste keuse is 'n tipe medikasie genaamd kalsiumkanaalblokkers, soos nifedipine. Dit werk basies deur die spiertjies in die bloedvatwande te help ontspan. En soos hierdie grafiek wys, het studies gewys dit kan die aantal aanvalle per week aansienlik verminder, wat vir baie mense regtig 'n groot verskil maak. So die behandeling volg eintlik 'n baie logiese pad van eenvoudig tot meer ingewikkeld. Dit begin altyd by die basiese dinge. Bly warm, vermy snellers. As dit nie werk nie, word medikasie oorweeg. En slegs in die mees ernstige gevalle, gewoonlik by sekondêre Raynaud's, waar daar 'n risiko vir weefselskade is, word meer ingrypende prosedures oorweeg. En dit bring ons by 'n laaste gedagte. Raynaud's lyk dalk na 'n klein lokale probleempie in jou vingers, maar is eintlik 'n fascinerende venster na hoe ons liggame se mees basiese pypstelsel op stres reageer. Of dit nou die stres van koue of emosionele stres is. Dit wys hoe 'n normale beskermende instink kan ooreageer. En deur hierdie klein raadsel te verstaan ons dalk net 'n bietjie meer van die ongelooflike fyn balans wat ons liggame elke dag handhaaf. Dankie dat jy ingeskakel het.